Goeiemôre. Jy luister na oordenking 137 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is die skaal van positiwiteit. Ek vermoed die meeste van ons het groot geword met die oortuiging dat emosies reaktief is. Ons voel dat wat met ons gebeur bepaal ons geluk of ongesteldheid. Goeie gebeure veroorsaak positiewe emosies. Slegte gebeure of teleurstellings bring hartseer. Soos ons groot word, ontwikkel ons darm geestelike weerbaarheid, waar ons stawwer word en nie 'n 1-tot-1 reaksie het tot ons omgewing nie. In graad 1 word ons verskriklik hartseer as die juffrou met ons raas. Maar in matriek, as die onderwyser ontplof, mag ons dit dalk afmaak as dat die onderwyser 'n slegte dag beleef. Ek vermoed verder dat, hoewel ons geestelik meer veerkragtig word, ons nie noodwendig bewus is van hoeveel vryheid ons het in die keuse van ons emosies en die effek van positiewe ingesteldheid nie. Barbara Fredrickson is egter iemand wat baie hiervan weet. Sy is 'n navorser en professor in sielkunde, veld van positiwiteit navors. Die werk waarvoor sy veral bekend geword het, is navorsing onder 60 maatskappye om die effek van positiwiteit na te vors. Sy het 'n interessante benadering gevolg, naamlik om opnames van die bestuursvergaderings van daardie maatskappye te kodeer. Elke woord wat in daardie bestuursvergaderings gebruik is volgens bepaalde betekenis gekodeer. 1/3 van die maatskappye het finansiëel floreer, 1/3 het gemiddeld gevaar en 1/3 was besig om te vou. Die kodering wat hulle gebruik het was om te kyk watter woorde is positief en watter woorde is negatief en die verhouding daartussen te bepaal. Wat is die verhouding tussen positiewe tot negatiewe taal? Maatskappye wat 'n beter verhouding het, as 3-tot-1 positiewe teenoor negatiewe stellings, was almal maatskappye wat floreer. Sy het bevind dat 'n verhouding van 3-tot-1 die kantelpunt is vir positiwiteit. 'n Verhouding hoër as 3-tot-1 positiewe woorde en emosies teenoor die negatiewe, daar is mense gelukkiger, gesonder, meer hoopvol en voel of hulle meer betekenis in hulle lewe het. 'n Verhouding van 2-tot-1 is waarskynlik waar ons die meeste van ons tyd van nature spandeer. Dis eintlik die verstekposisie waarin ons as mense is. Maar maatskappye met hierdie ratio het deur die bank gesukkel. Daar het sy gevind is 'n groter atmosfeer van kritiek, negativiteit en pessimisme. Maar moenie dink dat die negatiewe nie ook 'n rol het om te speel nie. Waar die verhouding tussen positiwiteit tot negativiteit hoër is as 13-tot-1, begin instellings ook geloofwaardigheid verloor. Dan word dit 'n plastiese, alles is wonderlik en ons praat nie oor probleme nie atmosfeer. Hoe maatskappye dit regkry om 'n positiewe ingesteldheid te skep, is byvoorbeeld om openheid aan te moedig, respek vir mekaar, waardering uit te spreek vir mekaar, nuuskierig te wees oor die veld waarin jy is en oor die toekoms en die moontlikhede wat daar is, om vriendelik en innemend teenoor mekaar te wees, om eg te wees. Die rede waarom 'n doelbewuste ingesteldheid van groter positiwiteit so effektief werk, is dat ons vanselfsprekend, van nature, maklik in bekommernis kan verval, top oor die verlede en ons bekommer oor die toekoms, dat ons vergeet om net in die oomblik te wees. Die negatiewe is dikwels kragtiger as die positiewe. Dit steek makliker aan. Vanselfsprekend word mense maklik negatief, maar nie so maklik positief as vanselfsprekend nie.
Dit lyk vir ons of die verstekposisie van die samelewing dikwels in negativiteit verval. Negativiteit kan mense verorber. 'n Positiewe atmosfeer, waar mense bewus is van die oomblik, van wat mooi en goed en reg is, maak dat 'n mens oor die kantelpunt beweeg, waar jy meer bewus is en dankbaar is vir wat goed en reg is in die wêreld. Blymoedigheid en hoop volg, welwillendheid teenoor ander, 'n sterker dryf om aksie te neem, wat jou verder in hierdie rigting neem, en 'n hele gesin, organisasie en 'n samelewing, 'n land, kan so saam skuif. Maar dan beteken dit, ons moet doelbewus. Maar dan moet die verhouding selfs meer wees as 3-1, van opbouende positiewe woorde. 'n Mens kan maklik probeer daarteen stry, dit probeer afmaak. Soos 'n prokureur wat teenoor Barbara Fredrickson opmerk, dat sy werk as litigasieprokureur 'n baie slegte werksomgewing het. Miskien eerder 1 positiewe teenoor 3 negatiewe dinge. Moet hy dit nou ignoreer en mooi broodjies bak? Toe wys hy hom daarop dat die regsberoep van die beroepe is met die hoogste persentasie depressie, selfdood en egskeiding. Met ander woorde, vir daardie prokureur is daar 'n groter bewussyn van die negatiewe wat daar is, asof dit 'n werklike refleksie is van hoe die wêreld altyd lyk. Uiteindelik kon hom help om te besef dat waar hy kyk in die wêreld, waar hy fokus en waar hy sy gedagtes heen rig, kan 'n groter effek hê as die belewenis in sy werk daagliks. Dus, wanneer ons bewuslik die verhouding tussen die positiewe en negatiewe sentiment van ons lewe in oënskou neem en 'n besluit daaroor neem om selfs meer as 3-1 positiewe woorde te gebruik, positiewe gedagtes te koester, dan begin ons kinders, ons maatskappye, ons kerke, ons families en ons hele samelewing floreer. Kom ons vra dat die Here ons daarmee help. Hemelvader, ons kan so maklik in negativiteit verval, so maklik pessimisties word. Dit verg 'n baie groot en bewuslike poging van ons om daarteen te stry. Here, gee tog dat ons, ek, in hierdie oomblik, in hierdie nuwe week, 'n nuwe besluit sal neem om my gedagtes te rig op die goedheid wat U vir ons gee, om te droom van die wêreld wat U in die oog hou deur U koninkryk wat kom. Dankie Here, dat ons aan U kan behoort en kan weet van al hierdie dinge. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.